Liewe vriende, Matteus 6 vers 3 sê, maar as jy aan die behoeftiges gee, moet nie jou linkerhand laat weet wat jou regterhand doen nie, sodat jy jou gee in die geheim kan wees. Vriende, baie Christene haat die woord godsdienstige pligte. Hulle is teen alle forme van uiterlike godsdiens wat op die geringste manier wetties kan wees. Baie Christene, baie mense sal soos volg op Matteus 6 vers 1 reageer, omdat Jesus sê dat ons nie ons godsdienstige pligte in die openbaar moet nakom nie, sal ek liewer niks doen nie. Vriende, nee, Jesus was nie teen godsdienstige pligte nie. Hy het hierdie pligte self uitgevoer, soos alle goeie en getroue Jode gedoen het. Ons moet Jesus, dis nie verkeerd verstaan nie. Jesus sê nie dat ons nie godsdienstige pligte moet nakom nie. Hy verwag natuurlik van ons om ons geloof te beoefen en geestelike dissiplines is deel daarvan. Die punt wat Jesus wil maak, is dat ons dit nie moet doen om deur mense gesien te word nie. Met ander woorde, want die Fariseërs en die Sadduseërs het dit gedoen. Ons moet nie dit doen om laat ander mense daarvan weet nie. Om die armes te help, is elke Christen se roeping. Met ander woorde, ek wil dit herhaal, om armes te help is elke Christen se roeping. En dit is nie net armes finansiëel nie, maar ook armes van gees, armes emosioneel. Mense wat arm is, jy kry baie ryk mense wat arm is aan verhoudings, arm is aan eie waarde, arm is om te behoort aan iewers of aan iemand. En dit is vir al die mense waarvoor ons geroep is. Ons lewe voor God gaan ook oor ander mense. Ek wil dit weer herhaal, ons lewe voor God gaan ook oor ander mense. Wat ons as gelowige mense doen, is 'n saak tussen God en ons. Ons hulp aan die armes is dus iets wat ons vir God in die teenwoordigheid van God doen. Niemand hoef daarvan te weet nie. Daar's baie arme mense, maar dit moet ons nie keer om ons deel te doen om die nood in ons wêreld te verlig nie. Ons dien God deur die mense van God te dien. En vriende, daarom sê ek altyd, doen die voor die hand liggende. Doen dit nou en doen dit vandag en doen dit goed. Wat beteken die voor die hand liggende? Want almal van ons twyfel soms vir wie moet ons gee en ons sukkel baie keer ook omdat ons aan compassion fatigue ly. Met ander woorde, ons is net te moeg, ons kan nie meer nie, want daar's net te veel nood rondom ons. Wat jy vandag mee moet uitgaan is, doen nie voor die hand liggende. Doen dit wat voor jou hand lê. As jy iemand in die reën sien wie se kar gevrek het, klim uit en jy help stoot of vra, gaan jy okay wees. Doen net dit wat voor jou hand lê. As elkeen van ons net dit doen, gaan ons 'n groot verskil ook in ons land doen. En dan wil ek ten laaste sê, die Here sê, dra mekaar se laste. Hy sê nie dra mekaar se issues nie. So daar's sommige mense wat op ons teer, of sommige mense wat, dit is hoe hulle deur hulle hele lewe kom. Mag die Here vir jou die skerp onderskeidingsvermoë gee om te sê, maar waar moet ek help en wat is my voor die hand liggende plig ook vandag?